Goeiemôre, good morning. Goeiemôre en welkom by vandag se program. Ons vier vandag Jeugdag en ons het 'n propvol oggend op pad. Jeugdag sê jy, Razzie? Ja, ons vier vir jou, Elsa. Ek noem verniet vir jou ouma Ellie. Jy is nog deel van die jeug. Ek weet nie of ek nog kwalifiseer as 'n jeugdige nie. Hoe voel dit om jou dag hier te kan spandeer saam met my? Ek het nou die afgelope naweek 35 jaar oud geword. So dit is ek beskou myself nog as 'n jeugdige, maar ek waardeer al jou wysheid. Weet jy, en mag daar nog 350 jaar wees vir jou, Elsa? Baie dankie. Ek lyk nie 'n dag ouer nie, né? Nee, doen nie. Glad nie. Nee, ek speel. Ek is glad nie so 'n persoon nie. Ons bly nederig hier by Goeiemôre, good morning. Ons skerts net met mekaar, maar Ja. goed. Daar is 'n propvol spyskaart. Die stigter van The Learn Project, Rosalind Turien, kuier by ons om te gesels oor haar leesinisiatief wat vir die jeug biblioteke en kinderboeke na onderbefondste skole reg oor Suid-Afrika bring. Ek sien baie uit na daai gesprek. Die spanning vir die VRK eindstryd bou op en Edgar Rathbone van die Vodacom Bulls gesels oor hierdie groot kragmeting teen Leinster. Dan is Tuis ook terug met die jongste geldsaake, maar hy gaan 'n bietjie meer gesels oor wat die jeug van vandag in gedagte moet hou wanneer dit by finansies kom. En die 18-jarige Carly kuier by ons met haar nuwe enkelsnit. Wag vir jou. Sien, dis nou 'n jeugdige 18 jaar. 18-jarige. Ai, waar is die jare heen? Of 'n 35-jarige. Ag man, baie dankie. Ons is baie lief vir jou, Elsa. Baie dankie. En jou 35 jaar wat jy met ons deel. Tyd vir ons oggendpraatjies en hierdie is 'n interessante een. A metal detector enthusiast in Somerset in England made an extraordinary discovery when he uncovered a nearly 2,000-year-old Roman gold ring in a field. 68-year-old Kevin Minto spotted the ring glinting in the soil and was left stunned by the find. The ring dates back to around 297 AD and weighs an impressive 48 grams. It features an intricately carved gemstone depicting Victoria, the Roman goddess of victory, riding a two-horse chariot. Experts describe the ring as a spectacular and rare artifact due to its size, weight, and the extravagant amount of gold used in its construction. Historians believe it may have belonged to a wealthy Roman governor, merchant, or landowner, and was likely worn on special occasions. The ring was discovered at the same site where Minto previously found hundreds of Roman coins. In total, 297 Roman coins were also discovered from the area. The Museum of Somerset and the South West Heritage Trust purchased the ring and coins for approximately 1.9 million rand, ensuring that the treasures remain in Somerset for public display. The ring will now be exhibited at the Museum of Somerset, where visitors will be able to view one of the most remarkable Roman discoveries made in the region in recent years. Is nie oulik nie? Dis baie oulik. Wat sal jy doen as jy so iets moet ontdek? Finders keepers, honestly. And I'm just really glad that they compensated him, because if it wasn't for him and his hobby of being a metal detector searching person, dan sou hierdie ring en die muntstukke nooit gevind geword nie. Ek moet vir jou sê, ek sien baie keer mense op die strand. Ag, nie dat ek nou so gereeld op die strand is nie, maar Ja. die kere wat ek nou al daar was. En dan dink ek altyd aan myself, hulle moet baie geduldig wees. Jy weet, om so strand op en af te loop, Ja. om te kyk of hulle iets vind. Maar blykbaar is dit nou 'n stokperdjie wat mense regtig beoefen. Is dat you buy yourself a metal detector. It's not as kind of strange as it used to be. Remember when we watched movies as kids, then there would be a metal detector and it would be a big deal. I think now people actually follow this passion or hobby of using their metal detector to find possible things on a beach or in a field or in places where you might never think you would find something like a ring that is centuries old. Ek wonder of hulle dit soms regtig net doen omdat hulle nuuskierig is, of daar altyd daai hoop is om wel om iets op iets waardevol af te kom, jy weet. Ek dink as ek dit sou doen, sou die hoop altyd vir my daar wees. Soos ek doen hierdie nou, ek sit die ure in, ek sit die geduld in om dalk iets te probeer vind.
And then there kind of has to be a payoff. I think that hope is what would keep me going up and down that beach or that field, ja. En dan kom jy op die einde van die dag nou maar net af op 'n stel sleutels. Wat dalk iemand se lewe kan verander, dan sit jy dit op sosiale media, luister hier, ek en my metal detector het hierdie sleutel gevind. Wie sin is dit? And then Elsa says, dis my sleutel en daar het ek Elsa se lewe verander. Ja, kyk, dit is nie Net so so. onmoontlik nie. Ek dink amper my sussie het een keer, jy weet in die sambreelgaatjie, Ja, het sy die sleutels daar afgegooi. Ai, sis tog. Ons het dit klink my darm opgespoor, nietemin. Ons beweeg aan. Die Grammy-bekroonde Suid-Afrikaanse popster Tyla gaan haar stemwerk debuut in die komende Disney en Pixar fliek Toy Story 5 maak. Ek is so opgewonde oor Ja. hierdie animasierolprent. Nou Disney en Pixar het aangekondig dat Tyla die karakter Inflatable Flamingo in die streekspesifieke weergawe van die film vir Afrika suid van die Sahara sal stem. Tyla sê die rol is vir haar baie spesiaal omdat Toy Story 'n groot deel van haar kinderjare was. Sy beskryf dit as 'n sogenaamde kringloop-oomblik en sê sy is opgewonde dat Afrika gehore deel van die ervaring sal kan wees. Die 5de Toy Story film bring bekende karakters soos Woody, Buzz Lightyear en Jessie met Tom Hanks, Tim Allen en Joan Cusack wat weer hulle rolle vertolk terug. Die storie fokus op 'n moderne wêreld waar speelgoed en tegnologie so 'n bietjie bots. 'n Nuwe slimtablet genaamd Lilypad bevraagteken die rol van tradisionele speelgoed wat spanning skep in Bonnie se kamer. Ai, ek kan regtig nie wag nie. jy is 'n groot animasiefilm aanhanger, né? Ek is, want weet jy wat staan altyd vir my uit die humor? Die humor is gewoonlik baie skerp. Natuurlik fokus hulle op kinders, Ja. maar ek dink hulle skryf vir ouers ook of vir ouer mense, jy Ja. weet, daai skerp humor is wat vir my uitstaan en ag, as dit vir my oulik, ek dink dit laat 'n mens se verbeelding voortleef. Ja, ek dink ook so. Ek was nooit regtig 'n groot aanhanger van animasierolprente nie, maar toe ek nou my kinders gehad het, kyk ek dit saam met hulle en ek ervaar dit saam met hulle. So dit is vir ons regtig amper meer van 'n spesiale ek weet nie, 'n spesiale gevoel om dit saam met hulle te kan ervaar. Ek kan So dink, ja. so ek geniet hulle nou ook so regtig. En daar's altyd so 'n mooi boodskap. Baie en ek dink dit is fyn werk. Ek Ja. dink dit verg baie werk. Ons het mos nou al werk. Ons het al in die verlede gesels met iemand wat spesialiseer daarin. Ja. So nee, dit is iets wat my uitstaan en ek dink dis onskuldig. Ek hou van onskuldige goed. Ja. Jy weet. Jy praat nou oor ons wat in die verlede met iemand gepraat het. Ons die kunstenaar se naam is Ferdi Skeepers Dis- en hy het eintlik op Toy Story 5 gewerk. So Suid-Afrikaners en Suid-Afrikaanse kuns en animasie, ons vlieg die vlag hoog daar. Ek dink ons moet weer met Ferdi gesels. Ja. Dit klink vir my nou 'n goeie idee hier by Goeiemôre Good Morning. Ja. Maar ja, Ras, ek dink ons moet 'n afspraak maak. Bring jou kinders saam Ja, en dan gaan kyk ons twee stories sommer saam. klink né? nou 'n goeie idee. Daar sy. Nou ons kyk net hierna na nog 'n episode van Santam se Ensure Your Future reeks. Bly gerus ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning om meer te hoor oor hoe belangrik dit is om die opsies van finansiële strukture te verstaan voordat jy trou. Baie belangrik. Trou is nie perde koop nie. Jy het dit gesê, ek gaan nou my ore spits. Dis baie belangrik dat ek hiervan moet kennis neem. Ons is net hierna terug. Love might be simple, but money in marriage, not so much. How your marriage is set up financially can determine everything from who owns what to who is responsible for debt and what happens if life takes an unexpected turn. In this episode of Ensure Your Future, we break down the different ways your finances can be structured in a marriage or partnership and why understanding it upfront could save you from serious financial stress later on. Let's talk about death, right? We're married out of commutual property without the accrual system. Should any one of us pass away, we both have wills and we've put each other in our wills. But what happens then for people who are married out of commutual property and do not have a will? How do the courts deal with that? So if you die without a will, in terms of our law, you are dying intestate. So what will happen is
whatever you have acquired during the course of your life, there's a way in which the estate is managed. And they will look to the children, they will look to relatives of the deceased person, and they will look to the spouse. And then there is percentages apportioned according to your relationship to the deceased. In some cases, you may not have a will, but you have policies, you have pensions with your employer, but you have nominated your spouse. That is more favorable to the spouse. But everything falling outside a pension or a policy where you have not specifically nominated anybody will be dealt with as intestate by the master. But this is the importance of recognized marriage, because It they will still look gives to you they will look to protection. the no, but they will look to the spouse. Now you have to prove that you were If a you were not spouse. married, If you were yes. not married, so if you even Two were living hurdles. together for 20 years and you have no evidence of that marriage, then you may, in an interstate situation, not be deemed a spouse, and you'd have to spend a lot of time proving it. There's this move towards recognizing life partnerships. So we will move away from this kind of, well, you have to, register your marriage with Home Affairs. So we're moving a little bit more into the what we would think of common law marriage. But Loretta still requires you to prove this relationship. It's all about keeping records because women and men in those arrangements are vulnerable. So when you become aware that, okay, me and my partner want to live together, I would advise parties to that relationship to do the following. So the first would be enter into what is known as a cohabitation agreement or a domestic partnership agreement. Have something in writing that sets out what I am bringing in, what are you bringing in? What am I paying for? What are you paying for? What would happen if we broke up, if we split up? What would happen on your death? I would then encourage those parties to have a will drawn up. And in that will, nominate each other as beneficiaries and specify the relationship. It doesn't help to put me in your will and just state my name. Who am I to you? The other thing I would do is consult with an attorney. Oftentimes, attorneys get a bad rap. We are the grudge purchase, understandably, but consult with an attorney, even if it's a brief consultation to understand the risks that your arrangement presents to you. Because should your partner die or should you break up, you then need to prove this relationship in court, and the court will look at various factors. The court will look at the duration of the relationship. They will look at whether or not you lived together, how long you lived together. They will look at how you presented as a couple. So when you attend events for work or social events, how do you introduce your partner? Is this my partner? Is this my boyfriend? Is this my friend? How do you represent each other on social media, for example? In policy documents, what have you classified your partner as in your pension fund nomination forms? They will look at that. They will also look at if there's a shared intention to be in this life partnership. They will look at what you've pooled together as a couple. So your financial investments made and emotional support. Did you create a life together? Were there children there? What were your contributions? So those factors are not exhaustive, but those are some of the things that parties to this arrangement or this relationship need to keep in mind. And I think, Maya, this is why I say to women specifically, and I know it's gendered, and I acknowledge that, but the reality is in our country, women are the vulnerable group. It's okay to date and be in a committed relationship for love. However, it is also okay to want protection in that relationship, to want financial protection, to want legal protection, and to have those conversations with your partner. Because the reality is, it will leave you exposed if you don't have those conversations when things are still good. And I think, Maya, exactly to Loretta's point, have the conversations when things are still easy, when we are still looking at each other as this is the love of my life, and have the conversation and say, let's protect one another. And I think if you approach it that way, then it takes away the weight of it, of saying, oh, goodness, you want to sign stuff now. Yes, let's protect one another. Show me that you love me by protecting me, and I'm going to sign stuff, and I'm going to show you that I love you. And I think if you're unable to have those conversations, it can be a red flag. Yes. For more on this very interesting topic, visit the website on the screen.
You are watching Goeiemorgen, Good Morning. She's an author, a passionate educator, and the driving force behind one of South Africa's most impactful literacy initiatives. It's therefore only fitting that on Youth Day, we get to speak to Rosalind Turin, the founder of the Learn Project and an award-winning children's book author. Rosalind, welcome to Goeiemorgen, Good Morning. Thank you for having me. You work with children, schools, and literacy daily. Where did this journey begin for you? The journey began way back when I was a teacher myself. So I used to teach in the foundation phase. Originally, I was a preschool teacher and a grade R teacher. And I used to volunteer my time in the communities around the schools that I taught in. And that's where my eyes were really opened to the vast difference between privileged and underprivileged schools. Yeah. You founded the Learn Project with the powerful slogan, "Let's educate a rainbow nation." Looking back today, how has that vision grown over the years and what does it look like in practice for you now? It's amazing to sit back and pause, and in hearing that question, it really does land with the vast difference that we have made. We started in 2012 with a vision, a passion. It was a passion project, really, just with a hope to make some kind of difference in South African education. And that vision rapidly grew when more and more people heard about it. And I mean, I started collecting books from friends, from children in my class. If you've finished reading a book, donate your pre-love book, and we will distribute them into schools. And we quickly realized that these books were we needed to be sustainable. So we have developed an incredible working system that I'm really proud of, because our focus is sustainability, because at the end of the day, we can go back to those schools that we launched in 2012 and fast forward to 2026, and we've launched 31 school libraries, and that is a complete partnership with the schools. So there's over 102,000 books that have been donated and distributed to South African schools, all covered in plastic, all part of a process with the Dewey system, like a real library would be. We've partnered with the best librarians in South Africa to get the best, latest information. We've modified the Dewey Decimal System to make it proudly South African. And we are really proud of what we've achieved. And to date, we have really seen multiple improvements in the schools that we work with. And we've got a student in Sika who started in grade 5 in our first library. I'll use him as an example. He couldn't read at all in English. And when he joined the school in grade 5, he was a late joiner to the school, he joined our reading club. And fast forward, he participated in the literacy quizzes that we entered. We have an incredible field worker, Wiseman and Jericho, who took him under his wing and taught him how to read. And that young man went on to be the head boy of his school. He matriculated with 7 distinctions, and I'm still in contact with him today. And he is now in his 4th year medical school and thriving. And he's about to change his whole family, the whole family's trajectory. We're really proud of what we have achieved. We're about to launch a library tomorrow, and we're very excited about this. You know, that's something to be so incredibly proud of. Readers become leaders, and you guys have really shown this with the Learn Project. How can our viewers get in touch or get involved, Rosalind? So we have a website, www.thelearnproject.co.za. We are also active on Facebook under The Learn Project and Instagram, The Learn Project. You are always welcome to send us an email, drop us a DM, or my number is there. And we welcome volunteers, because really we are a community-based organization and we couldn't do it without the help of our volunteers, from covering books, collecting books, and partnering with corporates and schools, because we have a model where we partner with donor schools and donor companies. And thank you so much, Rosalind. I wish we could talk to you even longer, but we've run out of time. Thank you.
sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Dis amper tyd vir een van die grootste rugbygeleenthede van die seisoen, so van tyd gepraat, en die spanning bou reeds op. Die Woude Kambille is besig om homself gereed te maak vir 'n groote in die VRK eindstryd in Leinster. Dis nou Vrydag aand en vandag gesels ons met die man aan die stuur van sake by die Bulle, die hoofuitvoerende beampte Edgar Rathbone. Edgar, eerstens baie dankie vir jou tyd, waardeer dit weer eens. Ja, altyd lekker. Alselfde hierdie kant. Ek sien daai glimlag is breed. So dis heel duidelik 'n lang stryd om hier uit te kom. En nou sit seker tyd, Vrydag aand is dit so. Hoe voel jy daaroor? 100% Annie, ek meen soos jy sê, hierdie is 100% 'n marathon. Ja. Jy weet dit is 'n lang pad om hier te kom. Hierdie jaar was veral baie moeilik geweest en ons het deur redelike diep waters gegaan en toe ek laasie was tot baie daaroor gepraat, maar so ek is net dis 'n groot voorreg om weer eens in 'n eindstryd te speel en ek is baie bly vir die spelers dat hulle harde werk beloon gaan word hier. Ek is geïnteresseerd om by jou te hoor, hoe het julle die skip omgedraai? Ek vra nie oor wat verkeerd gegaan het nie, maar hoe draai mens so ding om soos wat julle almal gedoen het op die ouend? Annie, ek dink dit gaan oor vertroue in mekaar op die einde van die dag, vertroue in die stelsel. Ek dink selfs deur die moeilike tyd het ons gevoel dis klein goedjies waarop ons verbeter elke week en ons kry net nie resultate nie. En die gevoel was heeltyd daar, so draai, gaan hy vinnig draai. Maar weer eens krediet aan die afrigtingspan om alles bymekaar te hou en daai vertroue in hulle te hou. En ek is net bly hulle kan beloon word met nog 'n finaal. Gee ons net so 'n bietjie insig, net 1 of 2 of 3 van daai klein goedjies, die 1% goedjies. Weer eens, ek dink wat Akker se ongelooflike afrigter maak is die kultuur wat hy vestig en alle gesprekke, of dit maklik of moeilik gegaan het gegaan rondom die kultuur. Jy weet, so daar's 5 basiese goed waaraan ons glo ons 'n goeie span maak. En wat is hulle? Arrie, ek dink ek wil te veel van die geheime weg. Die kaarte so naby hou. Dis maar ek dink die groot tema die laaste paar weke was gratitude geweest. En net dankbaarheid vir die feit dat mense kan rugby speel, vir die feit jy vir die Bulle kan speel. En dat jy hierdie droom vir jou kan uitleef, jy weet. En veral as ons by die huis speel, Annie, is daar 'n groot ding rondom, jy weet, as mense wat hulle hardbeloonde geld spandeer om jy te kom kyk. So wees dankbaar daarvoor, maar gee hulle iets om oor te glimlag ook, jy weet, en waardeer dat hulle daar is. Jy weet, so ek dink ons is bevoorreg dat ons ongelooflik passievolle ondersteuners het en hulle jy weet, hulle gaan ook deur die ups en afs en dit bepaal hulle naweek se gemoed. So ons is net bly ons kan 'n bietjie laat glimlag. Ek dink dis die hele week se gemoed net so te loop. Ek wil nie te filosofies raak nie, maar dis miskien nie moeite werd om net daaroor te praat. As mens praat van dankbaarheid, dit gaan selfs deur mense lewe, nie waar? Correct. Dis 'n lewenswyse. Correct. Ek dink is belangrik om dit elke dag te waardeer, jy weet. Jy weet ons praat nou vroeër van die moeilike deel van oorsee reis en so aan, maar as jy teruggaan en dink, jy reis oorsee vir net as 'n speler, jy weet, jy kry die geleentheid om al die lande te sien. Ek meen ons het nou laas naweek die geleentheid gehad om op Murrayfield te speel, wat 'n ongelooflike geleentheid was. En vir my persoonlik wat eerste keer al was dit 'n bucket list stadion om by te wees. En mense het altyd gedink jy gaan die Springbokke teen Skotland daar kyk en ewe skielik kyk jy jou eie span, jy weet. En jy het die voorreg om in daai kleedkamers te wen en dit te vier, jy weet. So ek dink is om in die oomblik te bly en die dankbaarheid daarvoor. Hierdie is my 'n baie interessante vraag. Ek het vroeër in die week 'n bietjie huiswerk gedoen vir ons onderhoud en Jean-André Rudolph is ek gaan die Engelse term gebruik, jackal, daai oor die bal steel. Hy is die voorste speler in die VRK met 20 van hulle. Correct. En dan kyk jy na waar hy vandaan kom, waar hy amper weggeraak het by die Cheetahs en hier het hy ewe skielik 'n platform. Hoe gebeur dit en hoeveel ander Jean-André Rudolphs is daar in die plekke soos by die Cheetahs in die Boland en dis meer wat net nie die kans kry nie? Ja, nee, toevallig het ek met Jean eintlik gepraat toe ons nou oorsee was en net veral na die wedstryd net vir hom gesê, "Jesus, hoe vinnig draai goed nie om nie." Ek meen hy dis presies omtrent 'n jaar terug het sy naam oor my lesenaar gekom dat hy geen kontrak het nie. Ons het hom 'n geleentheid gegee vir 3 maande om Curriebeeker te speel en na 2 wedstryde het ons sien wel, hy's iets spesiaal, jy weet, so en nou sit hy en hy gaan deel wees van 'n VRK eindstryd, jy weet, so dinge draai vinnig en ek dink dis 'n goeie boodskap vir
selfs jonger rugbyspelers en ouer rugbyspelers is jy weet nooit hoe naby aan daai geleentheid jy is nie. Jy weet net om nooit op te gee nie. Dis 'n pragtige gedagte. Terwyl jy praat van jonger spelers, ek wil graag aan die ander kant van hierdie spektrum ook gesels. Hoe maklik of aan die ander kant moeilik is dit vir 'n jonger speler om deesdae gesien te word en vir die bulle om te sê, hier's 'n regmerkie, miskien moet ons hierdie laaitjie dophou. En hoe werk dit? Ja, kyk, ek dink ons skole rugby is op 'n ander vlak op die oomblik, jy weet, en die blootstelling wat hulle kry is massief, jy weet. So ek dink binne ons stelsel is daar 'n Neil Jacobs wat die recruiting en so aan doen, en hy is seker een van die beste in die land in terme van kennis van spelers van onder 16, onder 14, al die pad deur, jy weet. So ek dink spelers word baie vroeg geïdentifiseer, maar daar is nog altyd jou Kurtley Arendse wat eers op 24 by ons aankom en 'n supersprong word, jy weet. So jy weet, dit is elke ou het sy eie paadjie op die einde van die dag, en jy moet net aanhou glo dat dit die regte pad is vir jou, jy weet. En daar's redes hoekom goed met ouens gebeur op die einde van die dag, jy weet. So jy weet, ons is ook nou op 'n punt waar ons hierdie seisoen vir Wilke en vir Roan Orkee en vir David Kriel en vir Kurtley moet groet vir 'n tyd. En ek dink dit was nogal die laaste tyd 'n groot aansporing, want daai ouens het diep spore getrap by die bulle, jy weet, en om hulle die regte afskeid te gee sal baie spesiaal wees. Ek wil jou vra laastens oor die wedstryd, maar net voor ons daar uitkom, hoe weet mens of jy reg of verkeerd geteken het in jou situasie? Die ding is dit gaan eintlik altyd oor teken die regte karakter. Want selfs al werk dit nie uit op die veld nie, is sy invloed binne in die span goed. As jy verkeerde karakter kan hy die beste wees op die veld, maar hy kan nie, die invloed in die span is dalk nie goed nie, jy weet. So dit is vir my 'n baie belangrike ding. Ons het nou gesien met 'n ou soos Jan Serfontein ook wat vroeg uittreë en wegloop van 'n 2 jaar kontrak af, maar sy karakter het deurgekom deur te sê, maar luister, ek gaan nie net my checkie vat en hier rondhang nie. Ek voel dit is nou tyd. Jy weet, so dan weet jy het die regte karakters geteken, en dit is maar die belangrikste ding. Ek wou jou vra, gee my 'n definisie van daai karakter, maar daar het ons dit nou gekry. Ek dink dit spreek van self jou waardes wat uitkom. 100%. Gesels gou-gou met my oor hoe jy die eindstryd sien en waar dink jy is Leinster kwesbaar? Kyk, Leinster is 'n ongelooflike span, jy weet, en ek dink hulle het oor die jare gewys. Ons het uit die aard van die saak nou al 'n paar keer teen hulle gespeel die laaste paar jaar en verlede jaar in finaal 'n bietjie vasgebrand teen hulle. Die ding van Leinster is jy gaan hulle fisies moet domineer. Sodra hulle momentum kry en daai fasespel gaan, is dit baie moeilik om te stop. Dominansie by die skrim. Wel, nie net dominansie in die skrim, en dominansie op elke verdediging, elke keer wat jy die bal dra, ons het gesien hoe Bordeaux dit doen. Bordeaux het net elke collisions gewen. En rugby is 'n kontaksport, ons almal weet dit, en daai 1 centimeter vorentoe, 1 centimeter terug maak 'n massiewe verskil, jy weet. So ek dink hoe mense in die tweede helfte teen Glasgow gespeel het en net daai momentum behou het aan ons kant gaan belangrik wees. Edgar, kan nie vir jou genoeg sê hoe ons, ek dink en jy weet waar my hart lê wat rugby aanbetref, maar ons is ongelooflik trots op die bulle en ek praat van ons as Suid-Afrika. Eerlikwaar, baie dankie vir die tyd, sterkte vir dit. Waardeer. Dis dan nou eintlik al wat ons tyd voor het hier op sport, maar gepraat van beursies, bly ingeskakel, want Thys kom net hier na gesels oor geldsaake vir die jeug, en weer eens, hy weet van beursies en hy weet van geld. Goeiemôre en natuurlik voorspoed vir julle jeugdag. Alle jeugdiges is al buite. Ek hoop julle gaan almal lekker braaivleis hou vir julle ouers vandag, want dit is waaroor jeugdag gaan. Maar nee, ek grap sommer. Maar ons gesels 'n bietjie vanoggend met ons jeug en natuurlik oupa, ouma wat hierdie program kyk of pa of ma, gaan gesels 'n bietjie met julle kinders op hierdie jeugdag juis rondom finansies. En as ons natuurlik na finansies kyk, jy weet ons jeugdiges, dan het ek 'n
paar, kom ons sê, wenke waarna 'n persoon byvoorbeeld kan kyk. Nommer 1 is, stel duidelike doelwitte. So as jy 'n duidelike doelwit vir jouself wil stel, en dit sal byvoorbeeld sê, ja, as ek daai PlayStation wil hê, of as ek daai deposito vir my eerste voertuig wil hê, of as ek byvoorbeeld net sakgeld wil hê vir my jaareinde vakansie saam met 'n paar pelle van my, jy weet, so daai doelwitte moet baie konkreet geplaas word. Leer jou kind, of natuurlik 'n jong tiener of jou volwasse tiener, jy weet, om basies daai goedjies om neer te skryf en daai mylpale vir homself te kan teiken en natuurlik by daai mylpale te kan uitkom. Alright, so dit is tip nommer 1. Tip nommer 2 is natuurlik, maar hoe kom ek by daai doelwit of daai mylpaal uit? En dit is dan die manier van hoe spandeer ek my inkomste of my sakgeld. As ek byvoorbeeld daarna gaan kyk, dan gaan ek dit in 3 kategorieë indeel. Okay, so ek gaan byvoorbeeld kyk, ja, watse gedeelte kan ek spandeer, en dis op goedes wat ek nodig het. So my elke dag se tipe van goedjies, my skoonmaakgoedjies, my spuitgoed dalk, of algemene goedes wat, soos byvoorbeeld as ek dalk 'n jong student is soos kos of daai tipe van goedes wat by moet kom, maar weer eens is daar geld wat altyd gaan oorbly. Daai oorblywende kapitaal kan ek 'n spaargedeelte wegsit na my doelwitte toe, maar hier's een baie belangrike tip, is om altyd seker te maak as 'n klein geldjie wat oorbly wat jy kan in die formaat gaan plaas van gee. En dit is in vorm van teruggee. Die beginsel daarvan is ook net so belangrik, of dit in die vorm van 'n tiende is, en in die vorm is net van dat jy gee terug, wat baie belangrik is. As ons dan nou na ekstra tip of 2 gaan kyk wat baie belangrik is, wag voordat jy koop. So, wag hy 24 uur voordat jy koop, al was dit vir jou 'n doelwit gewees en jy by daai doelwit uitgekom, jy het die kapitaal om dit te gaan doen, dan gaan sit jy en jy gaan besluit weer, is dit regtig waar daadwerklik iets wat ek moet koop, of kan ek dalk ietsie eerder anders te gaan doen met hierdie kapitaal, wat ek eintlik nou op die regte manier gebekom het, en wat ek byvoorbeeld bymekaar gesit het. En dan natuurlik waarom ek julle wil los, is om altyd te gaan sê, ja, geld moet werk vir jou. Okay, moet nooit onderdanig raak aan geld nie, geld moet vir jou werk. Sodra jy 'n slaaf is van geld, dan het jy onderdanig geraak aan geld, dan doen jy dit nie reg nie. Okay, so dan moet jy basies weer na jou hele proses gaan kyk en seker maak dat geld vir jou werk, en natuurlik die lekker deel is daarvan, sodra jy daai resep bymekaar gesit het, sê jy dit altyd die res van jou lewe sê dit reg kry, en daar sal baie voorspoed vir jou gebou word met daai taktiek. Julle moet julle dag geniet, en weer eens onthou net, julle braai. My naam is Denise Swart. Ek is 'n kunstenaar. Ek kom oorspronklik van Harties af. Dis kind of waar ek begin kuns maak het en begin verf. Het eintlik begin in ons speelkamer en 'n obsessive amount van Mr. Maker kyk en alles wat hy doen net volg en oormaak en YouTube video's kyk en op my mure verf en sny en spoeg en plak. Omdat ek al vir so lank kuns gedoen het, 'n kunshardige passie is van my, het ek Denay Creates begin, net 'n online social media platform waar ek al my verskillende kunste en kommissiewerke en al sulke goeie share. Ek is eintlik in my laaste jaar besig om web development en UX UI te swat, which is super fun en ook super creative. Ek kind of dink hoe dit kind of inmeng met my creative process. Dis meer creative problem solving. En dis maar as jy vir 'n kliënt ietsie doen, is dit maar basically wat dit is. Waar ek met murals begin het, ek het gewerk as 'n waiter by 2.5 Amigos en uiteindelik het ek die manager geoortuig dat ek 'n mural daarsoop vir hulle kan verf. En toe het ek my heel eerste mural geverf van Frida Kahlo. En dit was nogal challenging geweest, want dit was omtrent soos 'n 4x4 meter muur geweest vir die eerste murals. Dan was dit nogal 'n challenge geweest. Om in Pretoria nou te bly, ek dink enigiemand sal vir jou sê die mense in Pretoria is altyd die lekkerste en die vriendelikste. So ek dink wat my kuns aanbetref, wat kan verander het toe ek hierdie kant toe getrek het, is die community and the word of mouth hierso. Die grootste mural wat ek al geverf het, was vir besigheid Renewal Online. Ek dink hy was omtrent so 6 meter by 3 meter, so nogal 'n lang muur.
En waar begin jy so ding benader? Ek dink jy kry vir my altyd, althans is dit, kry ek altyd daai initial jitters nog voor jy die eerste kleur neergesit het of nog voor jy die verfpas op die muur neergesit het, dan kry jy altyd sulke soos wow, jy moet hierdie hele muur nou verf. My creative process begin altyd net met die idee. Ek voel kind of more times than most, sal ek soos klaar 'n idee in my brein nog voor ek 'n pen opgetel het of ietsie gedink het ek klaar 'n hele visie in my brein van hoe ek dink moet lyk. Dan sal ek dit altyd na my iPad toe vat, waar ek dan van daai sketse af verder skets, kleur add, verskillende kleur add. Dis eintlik waar die design process really comes to life, especially when making something soos murals. Is dit goed wanneer jy kan jou actual design op daai muur sit en vir die kliënte presies wys hoe dit sal lyk en hoe dit gaan voel in hulle spasie. Ek werk in potlood met potloodsketse, ek verf vinyls, ou vinyls, jean jackets, murals, skoene, klere, tafels, anything and all wat jy kan imagine het ek al mee rondgespeel en rondgepeter. So ek sal myself kind of consider 'n bietjie van 'n printer. So enigiets wat jy na my toe bring, sal ek vir jou kan doen en vir jou neersit. Ek dip maar my twinkie in elke liewe plekkie en elke medium van olie, akriel, pastel, potlood, verf, crayon, glas even. Die vreemdste request wat iemand al gevra het om my te teken, hoe kan ek hierdie sê? Iemand het my gevra om hulle te paint soos een van hulle French girls. You know what I mean? So dis bespreek 'n bietjie van 'n out there aanvraag, maar ja, jy kry kuns kom in verskillende forme. So to each their own. Wat ek kan vir myself sê in the future, ek wil baie meer murals verf, en as ek praat van murals, praat ek nie van soos een muur nie, ek sal baie graag soos by die lengte van geboue wil afverf en op forklifts wees met al my paint en my paintbrushes. Dis regtig ietsie wat ek nogal baie graag wil doen. En 'n ander projek wat ek baie graag wil aanpak is ietsie wat ek kan wil call Paint for Poverty, waar ek kan met al die mense wat op die strate is wat in poverty lewe uitbeeld en uitskets, en al die winste en goeders wat dan kom van daai kunswerke net weer so teruggee vir die community en organisations wat daarmee kan help. So ek dink regtig vir die future wil ek graag my kuns vir ietsie baie groter gebruik as net 'n mooi prent wat iemand in 'n huis hang. Een tool of een ding waarmee ek nie sonder kan werk nie is verseker my verfkasse. Ek sal nie iets kan doen sonder my verfkasse nie. Ek het ook hierdie een spesifieke verfkas wat ek dink elke liewe mural wat ek al ooit geverf het al ietsie daarop geverf. So ek strangely geheg aan hierdie een wat ek het. Maar nee, verseker my verfkasse en 'n potlood en 'n uitvee. Verseker uitvee. Moedig eintlik almal aan om 'n potlood of 'n pen op te tel en net ietsie te doen. It doesn't have to be the best. Almal is hulle eie kunstenaar, maar net om 'n bietjie vrede te kry in die craziness van vandag. Jy kan my kry op my Instagram page by Danae_creates. Enigiets wat jy wil hê of waaraan jy dink, kan ons daaroor chat. En as jy ietsie wil hê soos 'n mural of ietsie groot of ietsie wat bietjie meer deliberation en collaboration nodig het, dan kan ons altyd 'n meeting opstel, by mekaar uitkom. Kan ek jou my idees wys, jy kan vir my jou idees wys, en dan van daar af dan collaborate ons en create ietsie wat nie bestaan nie. Sy is jonk, vars en besig om vinnig haar eie unieke stempel op die Afrikaanse popbedryf te druk. Vandag gesels ons met Carly oor haar splinternuwe enkelsnit Wag vir jou. Carly, welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie. Jy het 'n nuwe fan. Ek is so mal oor jou. Baie dankie. Rarig. Die musiek is net iets wat dit is so eerlik en so mooi, en as ek sê eenvoudig, ek bedoel nie simpel nie. Ek bedoel eenvoudig in dat dit is die gitaar, dit is mooi lirieke. Wat inspireer jou om te skryf? Jy's 18.
Om my te skryf, ek skryf meestal uit my persoonlike ervarings uit. Hierdie liedjie spesifiek gaan oor my ouma en my oupa. Hulle is hierdie jaar, ek dink in Oktober is hulle 50 jaar getroud. Ja, hulle het stap hulle baie lank pad saam en ek het net gedink om 'n liedjie vir hulle te skryf en op die stadium toe ek die liedjie geskryf het, ek self met iemand gesels. Waarvoor jy self gewag het? Toe connect ek dit maar en toe is Wag vir jou gebore. So jy het eintlik die ervaring om die musiekvideo en die liedjie skryfgedeelte van Wag vir jou gewen by die Connection Showdown kompetisie. Hoe het dit gewerk? So dit was 'n kompetisie wat Connection Studios geloods het. Hulle het gesê het nuwe opkomende talent, asseblief kom wys. En ek skryf toe op die nippertjie in. Ek dink ek het op die laaste dag ingeskryf en hulle nooi my toe, ons het 'n paar uitkloprondes gehad by Kaapstad Brauers Melkpark en ja, toe wen ek die kompetisie. Dit was net 'n ongelooflike ervaring in geheel. Dit was almal is so nice en ons het saam met industry professionals gewerk, soos Graaf en Quentin en Jaco hulle. So dit was net vir my incredible geweest. Waar kom die liefde vir musiek vandaan? My familie, my oupa het hy het nie dit professioneel ooit gedoen nie, maar hy het gitaar gespeel en backlight gespeel met 4. Dit was baie 'n campfire guitarist geweest en my ma het ook in 'n jonger dae het sy gesing en my pa ook al admitte dit nie altyd nie. Hy het ook gesing, so ek is in 'n baie musikale familie groot geword, maar ek dink ek is maar nie die enigste een wat dit verder gevat het en dit as 'n loopbaan gedoen het. Wat dink hulle van die feit dat jy musiek skryf en dat jy nou hierdie liedjie het en 'n musiekvideo en jy's 18? Ons moet dit die hele tyd net sê, want jy's vir my so grounded and you're just so like your head is just screwed on straight, right? Dankie. Ek dink die enigste woord wat hulle kan beskryf is trots. Ek hoor elke dag en ek's regtig so dankbaar vir hulle. Ek dink nie daar was een optrede wat ek al ooit gesing het wat nie een van hulle twee daar was nie. Hulle is altyd daar. My pa is hier vandag saam met ons. Hy travel oral so saam met my. My ma kom ook wanneer sy kan. Maar so hulle is net daar en hulle is very present en ek is so dankbaar daarvoor. Met die musiek is jy baie gemaklik tussen Engels en Afrikaans skryf. Wat is dit, wat geniet jy die meeste? Of is jy maar nou regtig really down the middle, kind of, I can't choose? Ek kan nie kies nie, maar ek dink my voorkeur is regtig Afrikaans. Ek voel mens kan jouself baie beter Engelse woord express in Afrikaans. Mens gesels lekker in Afrikaans en mens kan Rym is my 'n baie groot ding. Afrikaans is sulke groot taal eintlik. En jy kan baie woordspeling doen in jou liedjies. So ek verkies Afrikaans, maar Engelse liedjies maar lekker. Ek gaan nou weer terugkom by die feit dat jy 18 is. Jy is tans in matriek. So hoe werk dit met skoolwerk en jou loopbaan as kunstenaar? So ek was in publieke skool gewees tot en met graad 9 toe en ek dink dis waar ek eintlik maar besluit het, jy weet, ek wil musiek doen, dis iets waarvan ek hou en ek gaan sit hier saam met my ma en ek sê mamma, asseblief, ek weet ek sê ek wil baie dinge doen, maar ek wil baie graag musiek doen. En ons besluit toe om my in tuiskool in te vat. So ek is tans by Impact, maar ek is by 'n tutor center. Hulle is net ongelooflik. Hulle is so supportive en hulle ondersteun my in letterlik alles wat ek doen. As ek nuwe musiek uitbring, Facebook, gaan luister al musiek. So hulle is regtig ondersteunend en ek moet sê my vriende, ons is 'n baie klein skool. Ek dink in matriek is ons iets soos 9 kinders. En ons is eintlik net een groot vriendegroep. So dit is ek dink vir enige hoërskoolkind wat regtig hulle musiek wil verder vat, is tuiskool die opsie. Ek voel ek het baie meer tyd op my hande van wat ek dit doen. En jy's ook baie slim, want jy gaan nader aan die einde van die jaar gaan jy na die Verenigde Koninkryk toe om universiteit te gaan uitcheck, academic achievers en alles. Dit hou net nie op vir jou nie. Ek leer baie hard. Ek gaan nou soos 'n baie groot pliggie klink, maar ek hou van leer. Leer is dis vir my lekker om nuwe goed te leer en dit hou my brein in die gang. So ek leer baie hard en met die is my punte redelik goed. Ek sê top 20. Redelik. Uit 300,000 kinders in die land is ek maar een van die 1000 wat gaan. So ons gaan 'n bietjie kyk hoe dit is om 'n universiteitsstudent daai kant te wees. Ag, my word, jy is ongelooflik indrukwekkend. Waar kan ons kykers meer uitvind oor Carly, die nuwe musiek, al jou avonture oor see? Ons is so 30 sekondes oor. Ek is op Instagram, TikTok, Facebook. My Instagram handle is carly.evv en dan TikTok en Facebook dink ek is maar dieselfde. Carly, dit was vir my 'n groot eer om jou vandag te ontmoet. Jy is iemand wat ons beslis moet dophou. Dankie dat jy hier was by ons. Baie dankie. Ja, en dit is dan jeugdag.
Kyk hoe amazing is die jeug van ons land. Ons sien julle weer môre. Lekker dag verder.